Ons vanoggend die vorige week kan hê om na 'n plek van aanbidding toe te kan kom, Here, en na u woord te kan kom luister. Ek wil vir u dankie sê dat u vir ons daai voorreg kom gee nog. Ek wil kom bid vir elkeen wat vanoggend nie hier is nie, vir hulle wat siek is, vir hulle wat dalk werk, vir hulle wat deur 'n moeilike tyd gaan, Here, dat u vir hulle sal kom deurdra en sal voorsien. En dat ons sal weet en hulle sal weet, Here, dat u is met ons en u sorg vir ons, u beskerm vir ons. U is lief vir ons. Here, en ook vir almal wat vanoggend hier sit wat dalk siek is en almal wat hier sit wat deur 'n moeilike tyd gaan en dalk nie uitkom sien nie vorentoe, Here, dat u vir hulle sal deurdra en dat ons net ons oë op u sal hou en op u sal vertrou en te weet, Here, u sal vir ons sorg en u sal vir ons uitkoms gee. Bid vir die boodskap ook vanoggend, Here, dat die mense se harte sal kom aanraak, dat die mense se harte sal kom verander en vir hulle wat na hierdie opname gaan kyk. En ons eer U daarvoor, ons sê vir U dankie vir die liefde en dankie vir die genade wat U vir ons kom gee elke dag. Want ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Welkom van my kant af, dit is vir my altyd 'n voorreg om die boodskap te bring. Dit is die eerste keer die jaar, kan nie glo, maar kyk waar staan die jaar so, die jaar vlieg so verby. Maar ek is bevoorreg om vanoggend hier voor jou te kan staan en vir ander uit te help. My boodskap vanoggend gaan my tema van my boodskap vanoggend is God se kans vir die mens gaan opraak. Nou, dit mag dalk op 'n stadium dalk baie hard voorkom, maar dis op die einde van die dag die waarheid. En voor ek gaan begin met my boodskap, wil ek eers ons vers lees en ek wil begin met 1 Johannes 1 vers 8. En tot by vers 10 wil ek vir julle sê wat daar staan, 1 Johannes 1 vers 8 tot by 10 as jy die Bybel saamgebring het. Die belydenis van sondes en vergifnis, as ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. As ons dan sê ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is die woord nie in ons nie. Daar was 'n man met die naam van Johan gewees en hy was getroud met 'n vrou en 2 kinders. En sy vrou was 'n kind van die Here, sy het die Here met haar hele hart gedien. Maar Johan het nie, hy het so gewik en geweeg, elke Sondag saam kerk toe gegaan en na die boodskap geluister en eintlik maar bietjie sy hart verhard en gesê, stel nie nou belang nie. En terwyl sy vrou vir hom bid om tot bekering te kom en na 'n klompie jare, een maandagooggend gebeur hy slegs by die werk en hy besef maar hy het regtig die Here nodig. Maar die fout wat hy maak is sê, hoor jy, ek sal Sondag by die kerk my hart vir die Here gee. Min wetend dat hy nie Sondag gaan sien nie. Daai Vrydagoggend sterf Johan in 'n werksongeluk by die werk. En hy sterf sonder God. En hy is verlore vir ewig. Nou hierdie verhaal is nie net 'n uitsondering van, ek dink dit is 'n alledaagse ding van baie mense wat dink en sê ek sal later my hart vir die Here gee. Nie nou nie, dalk later, dalk volgende week, dalk as ek op my sterfbed lê. Ons leef in 'n tyd wat mense dink God se genade is goedkoop. Mense sê ek sal later bekeer, ek sal later regmaak. God sal tog verstaan. Die Bybel waarsku ons baie duidelik in Genesis 6 vers 3 dat die Here in sy gees nie vir ewig op die mens sal heers nie. Hy gaan nie vir ewig hier wees nie. Daar gaan 'n tyd en 'n dag kom wat God se gees nie meer op hierdie aarde gaan wees nie. God se gees sal nie vir altyd vir die mens toes nie. Dis soos 'n winkel wat se deure oop is vir 'n sekere tyd en dan maak dit toe. En dan is daai tyd verby. God se genade deur is nou vir u en vir my oop. Hebreërs 3 vers 15 wat vir ons sê. Wat vir ons sê, omdat daar gesê word vandag, as julle in sy stem hoor, verraad julle harte nie soos in verbittering nie. Daarom wil ek vanoggend met julle gesels oor God se genade. En dat sy genade eendag van 'n tyd vir elke mens gaan stop. Noag het 120 jaar lank vir mense gepreek en sê, kom tot bekering, draai julle na God toe. Vir 120 jaar. En tog het die mense nog steeds nie geluister. Hierdie boodskap is nie om u bang te praat vandag nie, maar dalk om u wakker te maak.
God se kans vir die mens gaan eendag opraak en dis 'n werklikheid waarmee elkeen van ons saamleef. Niemand weet wanneer ons gaan sterf nie. Dalk leef jy tot die wegraping plaasvind. En mag jy die voorreg hê om weggeraap te word as jy 'n kind van God is. As jy gered is, as jy tot bekering gekom het, sal die wegraping vir jou plaasvind. God gee vir elke mens 'n genadetyd, maar daai tyd is beperk. 2 Petrus 3 vers 9 sê vir ons: Die Here vertraag nie die belofte of so sommige dit vertraag ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige mense vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dis God se wens vir elke mens om tot bekering te kom voor hy sterf. Ons gepraat oor Noag. Vir 120 jaar lank het Noag die mense gewaarsku en gesê kom tot bekering, keer terug na God toe. En mense het vir hom gelag en nie geluister nie. Mense het nog steeds in hulle sondes gelewe en aangegaan met hulle daaglikse sondes. En wat sleg is, as jy gaan lees in Genesis 6 vers 6 en 5, sê daar so vir ons, toe die Here die boosheid van die mens op die aarde groot was en almal versinsels wat hy in sy hart bedink het, altyd deur net sleg was. En die Here het berou dat hy die mens op die aarde gemaak het. Wat 'n hartseer dag moet dit vir God gewees het toe hy besef het. Hy's berou dat hy ons as mense gemaak het as gevolg van die sondes wat ons in leef. En hy wis die hele mensdom uit, behalwe 8 mense. En saam met die mensdom wis hy al die diere ook uit, behalwe die diere wat saam met Noag op die aarde was. Verstaan nie wat gebeur wanneer ons sondig, wanneer ons in sonde lewe, wat se effek het dit om met mense om ons en alles rondom ons? In Petrus 3 vers 20 sê vir ons, wat eerstyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, terwyl die ark gereed gemaak is waarin weinig, dit is 8, siele deur water heen gered is. Net 8 mense van al die mense op die aarde word gered as gevolg van ongehoorsaamheid. God is lankmoedig en hy wag. Maar daar gaan 'n einde kom. Daar gaan 'n tyd kom wat hierdie aarde nie meer gaan bestaan. Daar gaan 'n tyd kom wat ek gaan sterf en ons nie meer gaan wees nie. As ons kyk na Farao, God stuur vir Moses na Farao toe en Moses waarsku Farao, gee hom waarskuwings 10 keer. Sê vir Farao, sy mense moet laat gaan. Hy moet die Israeliete laat gaan. Hy word 10 keer gewaarsku. En 10 keer word Farao se mense gestraf as gevolg van sy hart verhard is. En die 10de keer betaal hy die ultieme prys en hy verloor sy seun aan die dood. En nie net sy seun sterf nie, maar al die Egiptenare se familie se eerstgebore seuns sterf as gevolg van Farao, een persoon se hart wat verhard is teenoor God. En dan gaan dit verder en toe die Israeliete weggetrek het, ons ken die storie, het Farao op sy strydwaan geklim en sy weermag gevat en hy het agter hulle aangegaan om hulle te gaan terugkry. En wat gebeur? En Farao sterf saam met sy weermag. As gevolg van 'n hart wat verhard is, as gevolg van sonde in hulle lewens. Ongehoorsaamheid en sonde in ons lewens beïnvloed nie net onsself nie, maar mense om ons. As jy kyk na Judas, wat 'n hartseer verhaal is nie oor Judas nie. 3,5 jaar beweeg Judas saam met Jesus. Hy sien hoe Jesus wonderwerke doen. Hy sien hoe Jesus mense uit die dood het opwek. Hy sien hoe mense aanraak wat blind is en weer sien, mense krippeles wat weer loop. Hy sien dit met sy eie oë, ervaar dit self. En hy gaan en hy verraai vir Jesus vir 30 stukke silwer. En sy uiteinde was die dood, hy hang homself op. Die sonde wat 'n mens in die lewens het. Dit kos 'n mens 'n prys. Die ultimate prys. Sonde doen net een ding in 'n mens se lewe. Dit vernietig dit. Die gevolgde ding is nie dat God so streng is, maar dat sy lankmoedigheid is dat ons dink dat hy nooit gaan oordeel nie. En hy gaan. In Openbaring sê Johannes, hy het gesien 'n groot wit troon sit en op hom het God gesit. En voor die wit troon daar ry gestaan met mense, groot en klein, en almal is geoordeel volgens hulle werke.
Prediker 8 vers 11 sê, omdat die vonnis oor 'n bose daad nie gou vertrek word nie. Daarom is die hart van die mensekinders hulle in vol kwaad om kwaad te doen. Jy sien, mense dink hulle gaan nie gestraf word vir hulle sondes nie, en ons leef in sonde. Mense dink dat Jesus, wat 'n liefende God is, wat van liefde, wat vir die mens lief is, dink die mense, hy gaan nie mense straf nie. En hy gaan nie mense hel toe stuur. Want dis nie wat 'n God van liefde doen nie. Maar hy is nie 'n God van liefde nie, hy is 'n God van regverdigheid. En God haat sonde. En hy sal sonde straf eendag. Dit mag vir ons nou nie so lyk op die stadium, as ons na die wêreld kyk en hoe baie mense in sondig lewe so floreer. Maar eendag gaan hulle gestraf word. Jou genadetyd is nou, terwyl jy asemhaal, is daar nog 'n kans. Terwyl jy hier sit vanoggend, is jou kans nou om jou hart vir die Here te gee as jy dit nog nie gedoen het nie. Mense kry kansse, mense gaan kerk toe elke Sondag, stap by die kerk uit, verander glad nie. Gaan kerk toe, stap by die kerk uit en verander glad nie. En dan sterf hulle sonder God. Maar die kanse gehad, elkeen van ons het die kans gehad of gekry. Die hartseer is dat mense al kanse verspeel en baie keer kry baie mense meer as een kans en hulle gebruik dit nie. En dan is daar mense wat net een kans kry en dit verspeel of dit aangryp. Daar is tekens wat in die lig, in die wêreld wat sê ons tyd is min vir hierdie wêreld. Tyd raak op. Hoe weet ons dit? 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 sê vir ons. Die opskrif daar is verskriklike verdorwenheid van die laaste dae, maar weet dit dat in die laaste dae swart tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulself wees, geldgierig, grootpraters, trotshaats, lasteraars, ongehoorsaam aan hul ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlike kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat in die gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Keer jou weg van hierdie mense af. Is nie wat ons vandag sien in die wêreld nie. Presies wat hier gesê word, is besig om te gebeur in die wêreld. En so ek sê, mense dink dis oukei om in sonde te leef. Die gees van God word al hoe minder gehoor. Mense kan nie meer onderskei tussen reg en verkeerd nie. Wat reg is verkeerd en wat verkeerd is reg. Hulle lag vir sonde. Toe Lot en Sodom gewoon het die mense so diep ingesink in sonde dat God moes ingryp en hy gaan en hy verwoes daai hele stad as gevolg van sonde. Groot en klein, kinders, ma's, ouers, almal, diere, hy verwoes almal as gevolg van sondes van die mens. En hy gryp in daai tyd. En daai tyd gaan weer kom wat God gaan ingryp in hierdie wêreld en 'n einde maak aan hierdie sondige wêreld. Die mense wat nie reg is nie, gaan verlore wees. God se waarskuwings word al hoe meer dringend. Die Bybel sê vir ons, kyk met na aardbewings, oorlog, siekte, vervolging van die Christene. Matteus 24 vers 8, waar Jesus met sy disippels praat en hulle vra vir hom, maar wanneer is die eindtyd? En Jesus sê vir hulle, kyk net na die ding wat gebeur in die wêreld. Van vers 1. En Jesus het uitgegaan en die tempel vertrek en sy disippels het nader gekom om die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge, waarvoor ek sê vir julle, daar sal sekerlik die een klip op 'n ander klip gelaat word nie. Want die afbreek sal word nie. Hy het op die Olyfberg gaan sit en toe kom al die disippels nou alleen na hom toe en sê, vertel ons wanneer al die dinge wees en dat die teken en wat is die teken van die koms en die volëinding van hierdie wêreld. En Jesus antwoord sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorlog en gerugte en van oorlog. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, want dit is tog nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander nasie opstaan, die een koninkryk teen die ander
teen die ander en daar sal hongersnood wees en pestsiektes en aardbewings op verskriklike plekke, maar al die dinge is die begin van die smarte. Dis presies wat ons vandag beleef in die wêreld. Een nasie teen die ander nasie, oorlog. Dis die begin van die einde vir hierdie wêreld. Hoe lank nog? Niemand weet nie. Die Woord sê vir ons, niemand weet dit nie. Die feit dat jy nog hierdie boodskap hoor, beteken dat jy tog tyd en jy tog kans om jou lewe vir die Here te gee. Nou is die vraag, wat moet ek doen voordat die deur toemaak? Voor die kans opraak, wat moet ek doen? Kom tot bekering. Nie later vandag nie, nie môre nie, nie later in die week nie, of later of oor 2 jaar nie. Die Bybel sê nêrens vir ons bekeer jou nie, môre nie, hy praat van nou. Jesaja 55 vers 6 en 7 sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom in terwyl hy nog naby is. Laaste, laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaad in sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees tot ons God, want hy vergeef menigvuldig. Jy kan nie bekostig om te sê ek sal later. Ons kan nie bekostig om te sê ek sal volgende week. Want dit is 'n absolute leuen wat die Satan vir jou en vir my kom vertel. Net soos hy vir Adam en Eva gesê het, as julle van hierdie vrug pluk en eet, sal julle nie sterf nie. En dis sy grootste wapen, die Satan, oor die hele wêreld. Is die leuns wat hy vir mense vertel. En die hartseer ding is dat mense dit glo. Mense word so maklik mislei. Maak seker jou saak is reg met God op hierdie oomblik. Moenie net 'n lidmaat wees van die kerk nie. Wees 'n wedergebore kind van God. En as jy nodig het, bely jou sondes vir God. Gee jou hart vir God. Vra vir vergifnis vir jou sondes en laat Jesus se bloed jou skoon was. Sodat wanneer die tyd aanbreek en jy sterf of die Here terugkom, dat jy sal reg wees om hom te ontmoet in die hemel. In Johannes 1 vers 8 tot 10 wat ek vir ons gelees het, ek sê as ons sê ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe van alle ongeregtigheid. God staan net en wag en sê, hoorie, ek is hierso. Kom na my toe. Kom bely jou sondes. Kom vra vir vergifnis. Want sonder dit sal jy nie die hemel sien nie. Dis wat die woord van God vir my sê. Ek het nodig om my hart vir die Here te gee, want elke mens is gebore in sonde. En ek het al dit ook vir julle gesê. Wanneer 'n mens gebore is en hy leef sy lewe, hoef hy niks te doen om hel toe te gaan. Hy is op pad hel toe, volgens God se woord. Iewers in sy lewenstyd moet hy tot bekering kom, moet hy sy hart vir die Here gee. En as hy dit nie doen nie, gaan hy hel toe gaan. Maak saak wie dit is nie. Dis die realiteit en dis die waarheid volgens God se woord. Ons is in sonde gebore en ons het nodig om iewers in ons lewe 'n keuse te maak. En ek kan nie oortuig, dit is my werk om jou te oortuig nie. Nie die Gees van God kan jou oortuig, maar ons moet ons harte oopmaak en vir hom vra en ons moet bereid wees om ons harte vir die Here te gee. Want God staan by die deur en hy klop en hy klop en hy klop. En net jy kan hy deur oopmaak vir God. En as jy wil nie, dan hoef jy nie. Maar as 'n prys om te betaal as ek dit nie gaan doen nie. Want daar is mense wat kies om God nie te dien nie. En hulle uiteindelik gaan die hel wees, volgens God se woord. Nou het ek gepraat met die mense wat nie die Here dien nie. Nou wil ek graag praat met ons wat wel die Here dien. Wat moet ons doen? Ons wat sê ons is kinders van die Here. Ons wat sê ons dien God. Jesaja 33 vers 4 sê vir ons, en dan is niemand die geluid van die besyn hoor, maar hom nie laat waarsku nie. En die swart kom en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof. Wat sê die vers vir ons? Die vers sê vir ons, as jy nie jou medemens vertel van Jesus nie, as jy weet daai persoon dien nie die Here nie, en jy vertel hom nie van die Here nie, word sy bloed eintlik van jou hoof af geëis.
Want God gaan eendag vir jou vra, jy het geweet, daai ou wat saam met jou werk, dien nie die Here nie. Hoekom jy nooit vir my vertel nie? As ons nie kan, ons kan nie stil bly. Ons mag nie bly stil bly. As ons kinders van die Here is. Want as ons as kinders van die Here stil bly, gaan my familie, my vriende, my werkskollegas, almal wat om my leef, wat nie die Here doen nie, hel toe gaan. As ek iets gaan sê nie. En dit hoef, ek sê nie met die Bybel in die arm loop nie. Al wat ek net sê, leef jy anders as die wêreld. Kan mense sien wanneer jy in 'n groep staan en daar word dinge gedoen, kan mense sien jy's anders as die res van die wêreld. Eendag het iemand gesê, 'n kind van die Here het gesê, hy stap dalk die pad so af saam met 'n vriend van hom of familielid, of selfs 'n werkkollega, hy sê in die wegrapping vind plaas. En soos wat hy opvaar na die hemel toe, sy vriend of familielid wat nie die Here dien nie, kyk so op en hy skree vir my, sê vir hom, hoe het jy my nooit vertel nie van Jesus nie? Dit is ons verantwoordelikheid as kinders van die Here om mense te vertel van Jesus. Nie net my of Andries of die kerk se verantwoordelikheid nie. Elke persoon wat sê hy's 'n kind van die Here, is 'n disipel van die Here en ons moet die evangelie verkondig. Deur ons dade en deur ons woorde. Nou toets ek myself. Die vraag is baie eenvoudig, baie maklik. Vra net vir jouself af, wanneer laas het jy iemand van die Here vertel? En dan die ander vraag is, wanneer laas het jy iemand na die Here toe gelei? En jy kan nie met 'n verskoning ons ek weet nie hoe nie. As jy nie weet hoe nie, vind uit. Dis ons verantwoordelikheid as kinders van die Here om die mense daar buite te vertel van sy wonderbaarlike en sy liefde en wat Jesus Christus aan die kruis uitgedoen het vir my en vir jou en vir daai persoon. Anders gaan daai persoon eendag hel toe gaan. In die hemel mis. En dit praat eintlik van getuienis. Jy hoef nie vir hom die hele Bybel te gaan vertel, jy kan net vir hom gaan getuig oor wat Jesus in jou lewe gedoen het. En self in die kerk, elke Sondag, en moet my verkeerd verstaan nie, ek trap niemand uit hierson nie, asseblief. Maar elke Sondag kom sit ons in die kerk en Rudy vra, is daar iemand wat wil getuig? En niemand sê niks nie. Maar ek glo dat in die week het iets met iemand gebeur wat die Here gehelp het. Die feit dat ek by 'n roubord gestaan het in die lig gaan groen, ek ry nie, want die stem sê vir my nie ry nie, volgende moet gaan na 'n trok oor 'n rooi lig. Want as ek gery het, was ek dalk dood gewees. En daar gebeur wonderwerke in ons lewens as kinders van die Here elke week, elke dag. Net die feit dat jy opstaan nog steeds asemhaal is 'n wonderwerk. Want die Bybel sê vir ons, môre is vir niemand beloof nie. En wanneer ek kerk toe kom en ek getuig oor 'n ding wat die Here vir my gedoen het of vir u gedoen het, dan lig jy die hele gemeente op. Dan besef jy, weet jy wat, daai mense gaan ook deurgoed. Maar God help en God dra jou deur. En God voorsien en hy beskerm ons. En God is nie, stel nie belang in ons gemaak nie, hy stel belang in ons siele. Seker te maak dat ons siele reg is, dat ons gered is, dat ons die Here dien, dat ons sy woord volg en wat doen wat die woord van God vir ons sê. Hou op, moenie wag nie. Moenie soos die mense wat saam met Noag geleef het en sê het, gewag en hulle het gewaarsku en gewag en toe eendag sluit God die deur van die ark nie. En al die mense is verlore nie. Daar gaan weer 'n tyd kom wat God die deur gaan sluit vir hierdie mensdom. En vir party gaan dit te laat wees. Ek het gesê, niemand weet wanneer ons sterf nie. Niemand weet wanneer jy laaste asem gaan uitblaas nie. Niemand weet wanneer Jesus gaan terugkom nie. Moenie jou kans verspeel nie. Moenie uitstel nie. Moenie wag tot later nie. Gryp die kans aan nou vandag hier waar jy sit. As jy nog nie het nie. Moenie met God se genade speel nie. Want sy genade gaan eendag eindig iewers. Ek wil afsluit met Johannes 1 vers 9. Wat Jesus vir ons sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe van alle ongeregtigheid te reinig. Sonde vergifnis
Redding van jou siel is vir elkeen wat nog asemhaal, wat hier sit vandag, wat na hierdie boodskap kyk, en ons vriende en ons familie daar buite, wat nog leef, is daar nog 'n kans. Laat ons dit nie verspeel nie, laat ons nie stil bly nie. Laat ons die mense vertel van Jesus Christus. Laat ons die mense vertel van God en wat hy gedoen het. En laat ons dit doen met die hulp van die Here. Mense sê altyd, ek weet nie wat, ek wil nie getuig nie, of ek wil nie vir ou vertel nie, want ek weet nie wat nie. Maar weet jy wanneer jy bid en vir die Here vra, Here lei my, dan sal hy. Hy sal vir jou lei, hy sal self woord in jou mond sit. As jy nie weet hoe om vir iemand te vertel van Jesus nie. Hy sal jou help. En dan 'n ander ding, as jy nie weet van wie te getuig nie, om teenoor wie te getuig nie, as jy opsny en sê, Here stuur iemand oor my pad vir wie ek kan getuig, dat ek oor die Here kan praat. En dan sal hy dit ook doen. Want soos die woord van God vir ons sê, God wil hê dat niemand moet verlore gaan nie. Kom ons wees gehoorsaam aan God se woord. Kom ons gaan doen wat hy vir ons sê, ons wat kinders van die Here is. En as jy nie kind van die Here is nie, kan jy dit verander vandag. Kom ons bid saam. Ek wil net so 'n minuut vir kans gee vir stilte, en ek wil graag hê dat elkeen van ons wat hier sit en net 'n bietjie ondersoek sal doen oor jou siel en waar staan jy met God? Net jy en God weet waar staan jy met God in sy verhouding. Dalk is jy 'n kind van die Here en jy dien die Here met jou hele hart, amen vir dit, maar dalk was jy 'n kind van die Here en jy dalk 'n bietjie teruggesak en dien jy hom nie meer soos jy moet nie. En dat jy net weer vir die Here sal vra om jy weer aan te raak en net weer op die regte pad sal bring. Maar dalk sit jy vanoggend en jy nog nooit jou hart vir die Here gegee. En ek wil vir jou spesifiek bid, vir jou kom vra. Raak stil voor God en vra dat hy jou sal vergewe, vra dat hy jou sonde sal kom vergewe en dat hy sal vul met sy gees. Sodat jy nie die hemel sal mis nie. Here, dankie dat toe ek reeds gesê het dat ons nog nie voorreg kan hê om hier te kan sit, Here, dat ons nog asemhaal en dat ons nog 'n keuse kan maak rondom ons siele, Here Jesus. Ek wil bid vir hulle wat dalk vanoggend hier sit, wat dalk 'n eerste oortuiging gedoen het, dat vir hulle sal help en sal lei en sal beskerm, en vir hulle wat dalk weer regmaak met U, wil ek vir hulle kom bid. En kom bid vir wys en leiding vir ons wat kinders van die Here is, dat hy vir ons die wys en leiding sal kom gee en die krag sal kom gee om uit te gaan en die evangelie te verkondig vir 'n wêreld wat dit so nodig het daar buite. Want ek weet U is met ons en U sorg vir ons en U voorsien vir ons. Want U is ons God, Here Jesus, en U het die liefde vir ons bewys deur Jesus Christus wat aan 'n kruis uit kom sterf het vir my sonde en vir elke mens se sonde op hierdie aarde. Wees met ons in die dag wat voorlê en hierdie week, en seën ons, Here, en lei vir ons en gee vir ons geleenthede om die evangelie te kan verkondig. Gee die geleentheid dat mense Jesus in my lewe sal raak sien en dat ek kan getuig oor sy liefde en sy genade vir ons. Ons eer U daarvoor, ons sê vir dankie. Dankie vir die voorreg wat ons nog het om dit te kan doen, Here. En ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U genade uit. In Jesus se naam. Amen.